Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie. Dankie vir lewe. Dankie vir hoop. Dankie dat ons 'n klomp name kan afkondig vir wie ons kan bid. Dat ons kan opgewonde wees saam met mense wat verjaar. Dat ons kan hartseer wees saam met mense wat swaar trek en hulle kan ondersteun. Want U het ons as 'n liggaam hier geplaas. 'n Liggaam wat mekaar moet versorg. Here, net soos ons as gemeente nou die verantwoordelikheid het om ook na Willie en Erna te kyk en hulle te help en hulle hande sterk te hou, soos Moses hulle hande hoog te hou. Here, maar ons is hier ook vanoggend dat U woord ons hande hoog hou, dat U woord en U Gees ons die krag sal gee om aan te gaan. Praat dan met ons, Here, want U diensknegt en U diensmaagd luister. Amen. Ons gesels vanoggend oor die gedagte van lig in die donker en hoop vir 'n moeë wêreld. Maar stel jouself in hierdie vertrek, daar's nie krag nie, ons ken ons maar 'n bietjie goed van load shedding, jy het vergeet om die kopliggie of watter lig jy ook al het, op die regte plek te bære, en hier strompel jy so tussen alles deur om by die goed uit te kom, en jy weet nie, jou vrou het die stoel geskuif gisterand nie, en jy stamp jou toon teen die voet, agter die tafel, vir die stoel, en jou oë sukkel om hierdie donkerte gewoon te raak, en dan kry jy 'n kers, of uiteindelik jou selfoon se liggie in die hande, en is daar 'n bietjie lig waar jy kan sien waar jy kan stap, en lig waar jy sien waar jy toon gestamp het teen die stoel, jy kry weer jou pad, jy voel minder die mekaar en verward, want ten minste kan ek net sien waar ek loop, en so soek ek die ander kerse en die ander liggies, om alles weer aan te steek. Ons almal ken daardie gevoel, ons almal weet, hier so donker is, en daai frustrasie, en party mense lewe so, onseker oor môre, moeg of uitgeput, nie seker waar om te gaan in hierdie donkerte nie. En ons sit vanoggend hierso, maar ons kom uit 'n leefwêreld of 'n werkswêreld, waar baie druk is. Die ekonomie raak aan my, maar dinge by die huis gaan nie so goed nie. Die politiek maak my bekommerd. En dan voel dit vir my of hierdie donkerte is besig om heeltyd oor te neem. Maar as God aan die lig is, hoekom voel dit vir ons dat baie keer so donker om ons is? Want die Bybel sê, God is getrou, maar ek voel vasgevang in my omstandighede. Ons hoor van hoop, ons lees van hoop, maar dit voel vir my baie keer ver. En dis jy waar ons vandag gaan gesels, oor die hoop. Gwen? Ek wil gou vinnig net ietsie verduidelik, voordat ons Jesaja 9 gaan lees. Ek wil graag 'n bietjie vir jou konteks gee. Hierdie ding is nog nie volledig nie, iets wat ek vir myself gemaak het. Net so 'n bietjie die kronologie van die Ou Testament. Waar het begin met die skepping, Genesis, Josef, Abraham, Isak, Jakob, die tronk, die hele uittog, die 10 gebooie van Moses. Toe is die volk gedwaal deur die woestyn, deur die Jordaan,
waar Moses in die Deuteronomium oorgee in Josua, Jerigo word ingeneem, en toe die rigters, die 3 konings, en toe 932 voor Christus, toe Salomo sterf, toe verdeel die ryk in 2. Die Noordryk met 10 stamme, nee, is 'n bietjie minder as wat 210 jaar nadat hulle weggevoer is hulle aan die Assiriese ballingskap, toe Assirië hulle oorheers en oorgeneem. In dieselfde tyd in die suide, die suidryk, waar Juda en Benjamin die stamme was, waar Jesaja, waar ons nou uit gaan lees, in hierdie tyd het hy gefunksioneer, toe die ryk geskeur het. En toe op 'n stadium, so in 586, toe was die Babyloniese ballingskap, wat die suidryk in ballingskap weggevoer het, toe later kom Persië, hulle oorwin weer die Babyloniërs, en daar is van Persië sê toe nee, maar die Jode kan teruggaan, en toe is die tempel herbou. Dit is so 'n bietjie 'n verloop om te sê, maar waar ons vanoggend gaan gesels, is in hierdie tyd van die geskiedenis van die lewe. En dan net vinnig 'n agtergrond oor wat presies was die agtergrond in. Die Noordryk, Assirië is met hier rond, en toe het Assirië al hoe sterker begin word, en Israel en Aram, die Aramees, die moderne praat van die Syrië, wou hulle inval. En toe kom hierdie 2 lande, Aram en Israel, hulle vra toe vir Juda, kom help ons teen Assirië, hulle is besig om ons te oorrompel. Koning Agas van Juda sê nee, jammer, ek gaan nie vir God luister nie. Hy gesoek hulp by Assirië. En wat toe gebeur, is toe word al hierdie lande se mag verswak. Israel word weggevoer deur die Assiriërs, en toe later, toe neem die Babyloniërs weer van Assirië oor, en Juda word ook weggevoer in ballingskap. Dit is 'n donker tyd, dit is 'n slegte tyd vir Israel. En Jesaja kom as profeet, en hy wil kom hoop gee. So kom ons lees uit Jesaja 9, vers 1 tot 6. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Hulle soldaatskoen, elke soldaatskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. So, baie dankie Gwen. 'n Stuk wat nie in 'n lekker tyd is van 'n volk se samelewing nie. Maar in hierdie gedeelte kom Jesaja, daar's iets van dat hoop verskyn in die donkerste plekke. En die realiteit van hierdie mense is, dis regtig sleg. Hulle voel, maar waar is God? Dit beskryf 'n emosionele, politieke, geestelike donkerte in daai mense se lewens. En toe kom Jesaja en hy herinner hulle aan verlossingsdade van die verlede.
toe Gideon die Midianiete verslaan het met 300 man. En Jesaja roep hulle terug na die getrouheid van God. Nie na hulle omstandighede, nie na wat ook al hulle mag hê nie. Maar Jesaja roep hulle terug na God. As jy wil hoop hê, fokus op God se karakter. Kyk verby jou omstandighede, jou donkerte en sien die lig wat God wil bring. Al het koning Agas nie God vertrou nie en eerder saam met die Assiriërs gegaan, was God se lig steeds op pad. En net soos Jesaja vir die volk herinner het om op God se trou in die verlede te fokus en dit onthou, wil God ons dalk ook juis vanoggend herinner dat lig begin in die donker tye. Was jy al by so 'n donker plek wat jy net gevoel het hoop het verlore geraak? Waar is God? God is afwesig. Ons verstaan dit nie altyd met ons koppe nie. Maar juis daar waar dit donker is, soos vir die volk Israel en Jesaja wat daar geprofeteer het of met hulle hoop gegee het, hulle fokus wou probeer regstel. Te midde van die donkerte is daar waar 'n hoop is. Maar hierdie hoop, dis Christus help my daar lê, my klikker wil nie werk nie. Hierdie hoop waarvan Jesaja praat, is nie op omstandighede gefokus nie, maar op God se beloftes. En Jesaja gebruik die beeld van blydskap, van oestyd, van verbreeking van 'n juk, al het die volk in donkerte geleef. Die vraag wat hulle het, waar is God? Wat het van die verbondsbelofte geword wat God jare terug vir hulle voorvaders gegee het? Jesaja se antwoord is eintlik baie eenvoudig, maar radikaal. Hoop beteken nie ek ontken my omstandighede nie. Maar hoop sê ek fokus op God en op God se karakter, op God se beloftes. Dis wat hoop is. Hy herinner hulle aan Gideon met die oorwinning. En in Rigters 7, julle nou ons Gideon het ons eers gaan wegkruip en toe sê hy ek is by jou dapper man. En toe het hy die klomp 10.000 manne en toe word hulle al hoe minder tot by 300. Maar in Rigters 7, miskien moet ek dit gou lees. Ek het hom hier gemerk. Rigters 7 vers 12 praat oor die hoeveelheid van die vyand. Die Midianiete, die Amalekiete en die ander mense uit die ooste wat die vlakte aangeval het. Dit is nou vir Israel en Aram. Was so baie so springkane en die kamele kon nie getel word nie. Hulle was so baie soos die sand van die see. Dis die vyande. Gideon sy manne was 300. Die omstandighede het nie goed gelyk nie. Maar God se belofte sê, jy sal oorwin. So in hierdie donker tyd waar die volk te mekaar is, hulle loop dan die gang af, stamp hulle tone. Kom Jesaja sê, ja, kyk weg van jou omstandighede en sien God. Sien God se beloftes raak. Sien God se karakter raak. Dink maar aan 'n vuurtoring. 'n Skip ry langs die kus, vaar langs die kus op onstuimige see. Golwe net so hoog.
Die kaptein gaan nie op die golwe fokus om te kyk of hy veilig is nie. Hy hou die vuurtoring dop, want hy weet as hy te naby kom, is daar moeilikheid. Want die omstandighede van die water en die boot wat heen en weer skud, kan paniek bring. Maar die vuurtoring staan daar met sy lig wat vir die skepe wys, moenie nader kom nie. En net so moes Israel leer om nie op Assirië en die vyand te fokus nie, en die dreigemente nie, maar op God en God se beloftes. En hoe lyk dit in jou lewe? Want ons hoop brand baie maklik uit wanneer 'n mens fokus op jou omstandighede. Die politiek, die nuus, die toekoms van ons land, allerlei dinge wat in jou gedagtes broei. Maar jou hoop groei wanneer jy op God fokus. Wanneer jy God se beloftes lees, dit memoriseer, dit jou eie maak. Wanneer jy twyfel en bang en onseker is, om te sê, Here, hier is ek, vat my hand. Net soos Jesaja vir die volk gesê het, kyk weg van die omstandighede en fokus op God. Sê Advent vir ons, fokus reg, kyk op die regte plek, hou vas aan die beloftes. So wat sê ons vir mekaar? Twee goed. Die eerste ene is, hoop verskyn in die donker tye. Maar hoop word gebou op God se genade, nie op jou omstandighede nie. Dan die volgende gedagte. Hoop is 'n naam. Hoop is 'n persoon. En Jesaja kom nie en hy sê vir die volk, hierdie aardse mag, hierdie politieke mag gaan oorheers en julle gaan wen. 'n Nuwe regering met 'n sterk weermag nie. Maar Jesaja gee God se plan. 'n Kind, 'n persoon, 'n naam. En hierdie oplossing, hierdie kind het 4 titels. Wonderbare raadsman. Dis hy wat die wysheid bring in ons omstandighede waar ons verward is. Want God se planne maak nie altyd sin. Ons loop met ons logika nie. Hy is die magtige God. Nie 'n aardse koning nie, maar God wat self gekom het. Dis waaroor Kersfees moet gaan. God het self gekom. Hy is die ewige Vader, die een wat was en wat is en wat sal wees. Hy is daar. Dis sy persoon, dis sy wese. Maar hy is ook die vredevors. Hy bring heelheid. Hy bring herstel. Hy bring vrede met God, met ander mense, maar in jouself. Want hierdie persoon, hierdie hoop, wil eerstens die binne werk, sodat ek nou buite en eerstens op God en op mense kan fokus. Ek wil graag nog vir jou 'n stukkie lees. Ons was net in Jesaja 9 gewees. Maar luister wat sê Matteus 4. Waar Jesus nou begin optree het. So moes vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is. Dis Jesus se woorde. Jy gebied van Sibilon en gebied van Naftali. Dis nou die dele wat die Assiriërs eerste oorheers het. Aan die seekant en die oorkant van die Jordaan.
Galilea waar die heidene woon, die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. En hier kom Jesus en hy vat die woorde van Jesaja en hy kom sê in vir die disippels, ek is daardie lig. Want ware hoop is nie optimisme nie. Dit is 'n persoon. Dit is Immanuel, God met ons. Dink gou aan wanneer 'n babatjie gebore word in 'n kraamsaal. Op daardie oomblik as die babatjie gebore het, as daardie persoon in die vertrek inkom, daai seentjie of dogtertjie, verander daai ouers se lewens. Hulle werkomstandighede het nie verander nie, die politiek van die land het nie verander nie, hulle hospitaalrekening het nie verander nie. Maar hy persoon wat in die vertrek ingekom het hulle lewe kom verander. Jesus bring hoop, nie deur omstandighede te verander nie, maar om teenwoordig te wees. En hoop beteken, jy is nie alleen nie. Wanneer jy 'n geliefde mis, wanneer jy alleen voel, mense skuif jy eenkant toe, jy is hartseer, jy het hoop, want jy is nie alleen nie. Hoop beteken, God is naby. Want as jy 'n kind van die Here is, gemeente, dan woon die Heilige Gees mos in jou. Dis wat die Bybel sê. Dan is God mos by jou. Hoe nader moet hy kom? Jy kan daar op jy ashoop gaan lê, moedeloos, soos 'n waslap uitgewas. God is nog steeds naby jou. Hoop beteken Jesus se lig is sterker as enige donkerte wat jy tans in jou lewe ervaar. Kersseisoen nooi ons om weer ons verwagting en ons hoop op Jesus te sit. Maar stel jou voor, 'n gemeente wat nie net Kersfees vier nie, maar die lig dra. Mense wat nie net oor Jesus praat nie, maar sy teenwoordigheid sigbaar maak in die gemeenskap, by families, by werksplekke, by mense wat swaar trek. Dink net, as die kerk 'n plek is waar mense kan instap, moeg, stikkend, oorweldig, en hulle kan nie uitstap, of na koffie drink en lekker broodjies eet, of na 'n gemeentebraai, of na 'n omgegroep, of na uitreik, en passie vir 'n passie vir 'n tassie projek. En mense kan daar uitstap met hoop, omdat die lig van Christus deur ons geskyn het. Stel jy voor 'n gemeente waar die omstandighede van die gemeenskap kan verander. Om ligdraers te wees, om hoopdraers te wees. So Advent en Kerstyd herinner ons nie net aan Jesus wat gekom het nie, maar dat ons draers van hoop sal wees. Ons word nie geroep om mense te red nie. Ons kan nie mense oortuig nie. My werk as kind van God is om te gaan getuig. Dis twee verskillende goeders. Die Heilige Gees oortuig. So my werk is nie, of my roeping is, as ons sê, om te dien met die liefde van Christus, ons gemeente se roeping, is nie om te red nie, maar om 'n kers aan te steek, waar dit donker is.
Waar gaan jy hoop bring hierdie week? Vir iemand in nood? Iemand wat swaar trek? Gaan drink 'n koffietjie. Kan ek vir jou bid? Enke, hoe gaan dit met jou, Johnny? Het jy iets nodig? En soveel se ander mense. Kan ek vir jou gaan inkopies doen? Begin met 'n advent. Moet maar 'n ritueel wat jy van hoop, wat jy elke dag God se beloftes lees en sê, Here, dankie. Dankie vir hierdie belofte. Dalk het jy nodig om hierdie hoop wat Kersfees ons gebring het, om te kyk na jou taalgebruik. Praat jy net saam in die moedeloosheid, die donker toekoms van ons land en die ekonomie? Ja, ons kan daarom praat oor die Springbokke wat lekker gewen het gister. Maar hoe lyk jou taalgebruik wanneer jy met mense praat? Want dit is net so. Dan raak ons in hierdie spiraal van negatiewe gesprekke en ons praat sleg oor ander kinders van die Here. Die wêreld daar buite is nie die ou met die tattoo en die syplap en die druggie nie. Die wêreld daar buite is jou buurman en jou buurvrou, die ou wat saam met jou werk. Wat gaan jy doen om hoop vir Nelsrum terug te bring? Here Jesus, dankie dat ons hoop kan hê, omdat U die hoop is. Here, daar is so baie ding wat ek nie verstaan nie. Here, is my moeilik om vir mense baie keer as 'n dominee goed te verduidelik en ek weet self nie altyd nie. Here, ek verstaan nie al die dinge nie, maar ek weet, in U is daar hoop. Daar is hoop vir Henko, Here. Daar is hoop vir oom en tannie wat swaar trek met finansies. Daar is hoop vir huwelik, wat menslik gesproke nie meer hoop het nie. Here, mag ons hier uitstap, hoop gaan bring vir die samelewing, vir die mense naby ons. En mag hierdie gemeenskap anders te lyk hierdie week, as gevolg van ons wat vanoggend hier was. Amen.